Daar's hy. Hier is vandag op 'n baie spesiale plek. Ek dink die huis van rugby hierso, Ellis Park. Fenominale stadion. Met soveel geskiedenis. En vandag is ek baie bevoorreg om meer die vroue gedeeltes van ons rugby. Sy het self ook op hierdie velde gespeel. Romandi Potgieter, welkom by Uit die Koekblik. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Dankie. Romandi, wow, dis so awesome en ek meen ons het die pragtige venue. En die rede wat ons dit hier het is nog jy werk ook nog by Ellis Park. So ek dink ons is in 'n bevoorregte plek om ek dink dis die beste plek om by te werk. Nee, definitief en soos jy kan sê ek sien ek's in my volle werksuniform vandag. Ek dink baie mense gaan my nie herken in hierdie uniform nie. Maar ja, ek werk nou hier by die Lions en is regtig ongelooflik en soos jy sê daar's min dinge wat by hierdie gevoel wat hierdie stadion wegkom. Ja, dit is en ons het nou so 'n bietjie as hulle 'n bietjie hoor dat hulle sny gras, hulle maak hierdie fantastiese surface maak hulle nou mooi vir ons. So vergeet van dit, ons luister na Romandi hierso. Romandi, kom ons stel die mense 'n bietjie voor aan Romandi Potgieter. Gebore in Ballito in Natal en toe is jy op Pietersburg toe. Daar het jy nou op skool gewees. Vertel ons van daar af hoe jou wêreld daar gebeur het. Ja, so ek het 'n kort rukkie in Durban gebly. Die rukkie wat ek nie regtig kan onthou nie, maar ek glo nog steeds my hart is nog steeds by die see. Ek gaan definitief een of ander tyd terug gaan daartoe. Maar ja, toe het ons 'n paar keer rondgetrek en toe het ons opgeëindig in Limpopo en ek het toe daar groot geword. Baie boeties en sissies en ons almal het daar groot geword en my ouers en van my boeties en sissies is nog steeds daardie kant. So ek gaan gereeld daartoe. As hulle nog steeds bo in okay. Ja, my ma het daar besigheid daar. So ek dink nie ons gaan uit Limpopo uitkry nie, maar sy kom kuier daarom elke nou en dan. Okay. So nee, ja, my hart is daar, ek het daar groot geword. Ek dink daar word baie goeie sportpersone daar gekweek. Ja. En daar's definitief iets in die water in Limpopo. Wat was die skole wat jy daar by laerskool en hoërskool? Wat was die? Ek was in laerskool Pietersburg Oos en hoërskool was ek in Kiro-Heuwelkruin gewees. So, en daai skole is nou vandag nog, hulle gaan funksioneer nog, hulle is aan die gang. Ja, nee, ek gaan kyk gereeld wat daar aan die gang is en dat hulle groei net en word net groter en groter en nee, dis 'n voorreg om te sien dat hulle nog aan die gang is en regtig net groei en beter word. Amazing om te sien hoe die platteland nog altyd daar's altyd fantastiese spelers wat van daar af kom. Hulle kan ook nou brag met jou ook daar, maar daar's die platteland het maar nog altyd die manier gehad om vir 'n mens fantastiese spelers te kweek daarso. Nee, definitief. Ek dink dit het baie te doen met hoe ons groot geword het. Ek weet nie of dit nou deesdae meer so is nie, maar ek meen ons het in die strate gespeel, ons het in die erf gespeel, buite gespeel, boom geklim. So ek dink hoe ons lywe adapt het en jy weet hoe ons groot geword het en sterk geword het amper wil ek sê, is wat die verskil is tussen die stadsjapie en ons. Ons het buite gespeel, ons het seentjies en dogtertjies almal saam gespeel, fiets gery. So ek dink ons het net bietjie anders develop as die manne hier. Saam gehuil, saam gelag. Presies. En dit is mos altyd maar as die girls nou beter doen as die seuns daar, dan was daar altyd chaos gewees op daai strate gewees. Nee, ek was definitief 'n paar keer uit rugby op laerskool uitgeskop uit pouse rugby uit. Maar ek het altyd 'n comeback gemaak en volgende week probeer ek maar weer. En jy toe nou van daar af het jy gaan swat toe nou. Jy het toe nou Tuks toe. Tuks of niks en toe jy nou van daar af het jy wat het jy geswat en Ja, so ek wou 'n bietjie verder van die huis af gekom het, maar ek's mamma se baba. So sy het toe gesê nee, Tuks is hier naaste. Ek gaan Tuks toe. My sussie was ook by Tuks gewees. Toe het ek BCom regte geswat en ek het nou laas jaar my meesters in internasionale reg klaar gemaak by Tuks. So ek is omtrent deel van die furniture daar by Tuks. Ja. Nou wil mense sê ek moet 'n doktoraal doen, maar ek is bang Tuks is nou bietjie moeg vir my en ek weet nie of ek al moeg is vir hulle nie. Maar ja, toe het ek by Tuks gaan swat, begin daar om net koshuis netbal te speel. En hulle het my toe opgetrek in Tuks 1 netbal in baie genade. Ek weet nie, die Here loop 'n snaakse pad met mens. Ja. En ek het so 4 jaar toe vir Tuks gespeel. En ja, toe het ek sewees rugby toe gegaan ook vir Tuks. Maar hoe die rugby wie het nou gesê hoorie los die netbal kom rugby toe? Hoe dit gebeur? Ag nee, ek dink ek was my journey by netbal was klaar gewees.
En ek dink dit was net so 'n paar weke of maande toe begin ek die kameraderie en die span en die eenheid mis. En ek dink nie dit is per toeval nie, ek glo nie in toeval nie, maar toe het so 'n beurskliniek opgepop van Sewes Rugby. En ek sê, miskien moet ek net gaan kyk wat daar aangaan, want ek wil nog verder swat en so aan. Maar ek was baie bang geweest. Ek kan nie vir jou jok nie. Ek was verskriklik bang geweest. En ek het toe net in my kar gaan sit en kyk wat hulle doen. Ek het nie eers uitgeklim nie. En daardie week toe met Libby het daar gewerk, met Libby gesels en keer na keer het sy gesê, ja, kom net, maar ek het seker dit so 3 weke uitgestel. En toe ek uiteindelik nou uit die kar uitklim en net gaan kyk wat hulle doen, toe besef ek, nee, ek dink eintlik ek kan hierdie doen. Ek kan vang en gooi, ek het dit by netbal gedoen vir so lank. Ek dink ek kan dit doen en 'n week later toe het ek die span gemaak wat USA's toe is. En 'n week later het ons Varsity Cup gespeel en toe ek weer sien toe ek 'n rugby speler. En sê vir my, jou eerste, ek noem dit maar kontak, was dit vir jou baie daunting as jy want jy het nou bang opgegaan, maar toe jy dit nou kry, toe besef jy okay, dit is nie so erg nie. Ek moet weer vertel, by USA's ons eerste toernooi het ek begin, ek het gestart en toe ek daar reg staan om die afskop te ontvang, toe besef ek het nog nooit getackle nie. En ek was nog nooit getackle nie. En daar gaan die vletjie en ek besef toe net wel ek gaan nou uitvind hoe altyd van daardie goed werk. En om getackle te word is glad nie so erg nie, maar om iemand te tackle was iets om aan gewoon te raak. Ek dink dit gaan teen enige menslike instinct as ek dit so kan sê. Jy grein in, ja. Jy kan nooit dink en ek dink as 'n vrou ook, jy kan nooit dink ek gaan nou voluit op hierdie persoon afhardloop en ek gaan hulle so hard as moontlik afvat grond toe nie. So dit was definitief iets om gewoond aan te raak, maar ek dink daarvoor is ek baie dankbaar vir die Sewes, want as jy nie daardie tackle maak nie, is dit 'n 3. Dis reg. Jy het nêrens om weg te kruip nie, jy kan nie mis nie want dit is 7 teen 7 en daar's 'n groot veld. So ek dink Sewes het regtig gehelp om daardie confidence in my. Sewes is amazing. Ek dink in al die programme wat ek het met ou Stetman gaan so op 'n stadium. En elke keer as jy met die ouens praat dan sê hy maar Sewes het vir my dit gehou. Grant Estreys en al die ouens sê elke keer maar Sewes, Abena moes daai tyd hy gaan rehab en hy jy weet al die ouens gaan op rehab of op ding en Sewes leer jou ongelooflik van rugby. Nee, absoluut. Soos ek sê, jy het nêrens om weg te kruip nie. So al jou skills en jou vaardighede moet so perfek wees, want anders gaan die mense sien, die coach gaan sien, die span gaan dadelik sien as iets nie opgeskerp is nie. Jy moet goed wees in pass, want dis nie net een persoon wat pass nie. Jy moet kan skop, jy moet goed wees in breakdown work. So ek dink dit maak jou baie goeie rugby speler in geheel. As jy wegstap van Sewes af, kan jy sê okay, ek kan ietsie van alles doen en ek kan dit redelik goed doen. Jy is baie fikser as wat 'n 15 man. Jy is baie fikser. Sê vir my, toe die rugby gou gaan nou gebyt en jy's toe nou by die Daisies toe nou ingesluit, so die Daisies is nou vir die mense wat nie weet nie, dis die Blou Bulle se vroue span wat nou hulle die naweek het hulle weer die beker gewen teen Weselike provinsie. Was 'n lekker tye by die Daisies? Nee, definitief. So die eerste jaar, vereers het ek net gesê nee, Sewes, dis waar ek die lyn trek. Ek kan nie dink 15 dan is die veld bietjie vol mense wat my wil tackle. En toe het COVID gebeur en die Sewes programme was toe baie stil geweest omdat dit baie staat maak op rondreis en so. Was die Sewes programme toe baie stil geweest. En so vra die 15s toe vir my en Libby, nee, maar wil ons nie net kom probeer nie. En ons het gesê ons gaan nooit dit aan onsself doen nie, maar ons was seker maar toe 'n bietjie desperaat om bietjie net te speel. Jy weet, jy's honger om te speel. Jy het verlang nou nie, jy het in die huis gesit en niks gedoen nie. Jy is honger vir sport, vir daardie kompetisie. En ons besluit toe, laat ons gaan kyk. Ons gaan een oefening gaan kyk hoe dit is. En ek moet met jou eerlik, hierdie keer het ek uit die kar uitgeklim. En om met jou eerlik te wees, die eerste paar kere was ons soos, ons dink nie ons hou hiervan nie. Dit is lank. Dis stadig, ja, ons moet moves ken en ons moet weet wanneer moet ons wat doen. Ons dink nie ons hou hiervan nie, maar ons het toe nou maar aangehou, want ons was nou al klaar daar. En die eerste keer wat ons toe word ons nou gekies vir die bullespan en ons sê okay, ons is nou in dit, ons moet dit nou doen en ons doen goed voluit. So ons begin skoppe oefen, ons skop pale toe, want gewoon in Sewes drop mense net pale toe. Ons doen al hierdie dinge waarvan ons nie gewoond is nie, maar ons sê as ons dit gaan doen, gaan ons dit voluit doen. En net voor ons uitdraf vir die eerste wedstryd, kyk ons mekaar en ons is soos,
80 minute. Dit is 'n hele paar seweswedstryde. Ons sê, hoe gaan ons 80 minute hierdie doen? En ons het toe, en van daar af is ons op die journey saam, en ons is saam opgeroep na die Springbok span toe, en ja, ons het redelik baie eerste saam deurgegaan. Ja, en so toe kom die groot bok call-up. Jy kan dit seker nou nog baie goed onthou. Vertel my, wat het gebeur? Ja, so, ek onthou dit eintlik so goed. Ek was met my lesenaar besig met 'n taak gewees, en ek sien toe my foon lui, en dit is ons coach op daardie tyd, Coach Gerrit, 'n ongelooflike man. Iemand wat regtig 'n passie en liefde vir vroue rugby het, en alles in vroue rugby instoot. En ek was bietjie toe nou gestres, want ek kan nou nie verstaan hoekom sal hy my nou bel nie, maar ek dog dit het nou maar iets oor oefening te doen of so, en ek antwoord toe, en ek hoor die man se stem is bietjie shaky, jy weet. En ek begin toe nou meer stres, want ek verstaan nou nie, en ek hoor toe hom net sê, my kind, soos hy ons nou maar altyd noem, en hy sê, nee, jy gaan Springbok kamp toe. En ek het dadelik die trane net neergestort, en ek dink hy het gehuil, ek het gehuil, en ek dink nie eens ons kon die oproep klaarmaak nie, want ons altyd was so emosioneel, en dit was ook 'n droom vir hom gewees. Amper meer as wat dit vir ons 'n droom was, het hy gedroom en geglo in ons. En hy sê toe ook vir my, nee, Libby is ook opgeroep, sy gaan ook nou 'n oproep ontvang, en ek huil meer daaroor, en dadelik bel ek toe my ma, en ek sê vir my ma, en ek dink sy het baie gestres, want hier bel haar kind daar, en sy is in trane, ek kan amper nie praat nie, en sy huil, dit was net klomp trane, en daarna het ek toe nou vir Libby gebel, en eers vra ek haar, het coach jou al gebel, net om seker te maak, ek vertel nie vir haar sy gaan kamp toe nie, en sy sê toe ja, en ja, dit was ongelooflik om daardie ook met haar te kan deel, en saam opgeroep te kan wees, na ons saam gewerk het na hierdie droom toe. En jy het natuurlik 'n ou kry in jou Springbok nommer, so wat is jou Springbok nommer? 157. 157. Ja. En 'n ou onthou dit altyd, hy sit... Ja, jy sit hom oral op, jy skryf hom neer, hy bly vir altyd by jou. En dis een ding wat ek al met baie van die ouens wat ek mee gepraat het, dis iets wat nooit van jou af kan weggevat word nie. Jy bly jou nommer, en dit sal altyd saam met jou wees, al sal 'n nommer en na dit kom. Dit is eintlik amazing as jy dink hoe baie vrouens nou al eintlik Springbok nommers het. Daar's 'n hele klomp al seker wat na jou ook al Nee, dit is ongelooflik. Kyk, die vroue game is nou eers 20 jaar oud. So dis ongelooflik om te dink daar is al soveel dames deur die stelsel, soveel mense wie se lewens al aangeraak is, want jou lewe verander vir altyd. Soos jy sê, dit bly vir altyd by jou. Dit sal vir altyd deel wees van my en deel wees van my journey. So dis iets wat saam met jou is, en daar's al soveel meer as 157 mense wie se lewens verander is. So toe sit nou die eerste toets is toe nou Japan in Japan. Can't get heavier than that. Nee, beslis. Ek grap altyd, ek sê, hulle rugby span werk soos hulle land werk. Hulle is efficient, hulle is gedissiplineerd, en hulle is verskriklik hardwerkend. En ek dink daardie dag het ons dit alles gevoel, dit was warm, die stadion was vol, dit was taaf geweest, maar dis iets wat ek nooit sal vergeet nie. Het julle gewen of verloor toe nou daar? Ek dink ons het met so 2 of 3 punte verloor, maar toe ek by van die veld af is, toe het ons nog voorgeloor. Ja, so jy het nog nooit daar verloor in jou eerste... Ek sê maar so, maar dis 'n spansport. Ja. Maar dit was taaf geweest, maar dit was ongelooflik. En sê vir my, die tyd op so iets loop verskriklik vinnig. Ek meen 'n mens, ek dink dit is soos 'n vakuum, en dan is jy dwars deur daai toets. Ek dink nie ou kan daai toets so vinnig onthou nie. Het jy dit ooit weer gaan kyk? Nee, ek het dit nou nog nie weer gekyk nie. Miskien as ek bietjie ouer is, as ek begin grys word en nog moet onthou, sal ek dit weer kyk, maar nee, dit gaan verskriklik vinnig. Ek dink as die adrenalien, die stres, ja, daar's baie wat gebeur, die fokus. Dit's baie gaan oor fokus. Jy weet nie 80 minute gaan verby as jy gefokus is vir 80 minute nie. Maar ek het ook hierdie ding wat ek nog altyd doen en wat ek seker sal doen vir altyd is voor 'n wedstryd stap ek uit in die stadion, voor enigiemand ingekom het, voor enige spanne al daar is, en voor die stres en die adrenalien begin, net om daardie oomblik in te neem, en al vergeet ek van die wedstryd en wat alles in die wedstryd gebeur het, of al wil ek vergeet wat daar gebeur het, daardie oomblik is iets wat vir elke wedstryd wat ek gespeel het saam met my is, en
daar's iets aan 'n leë stadion wat my baie na aan God laat voel en dit voel of dit ek en hy is en vir daardie 5 minute of so kan ek net met hom gesels en dankie sê vir die geleentheid om in daardie stadion te wees en om te doen waarvoor ek lief is. So dit al vergeet ek die 80 minute wat daarna gekom het, is daardie oomblik iets wat ek baie koester en saam met my dra. Kyk, hier kry ons nou sommer ons eie area wat oorkom. Ons het 'n helikopter wat hier deurkom, so daar's hy net om vir die mense te wys, hierdie is beplan. Helikopter is oor en nou kan die haka begin. Op dit gepraat is jy het laas jaar in 'n wonderlike toets gespeel hierso op hierdie Eindse stadion. Jy's met die debakel met die vliegtyg en of hy nou op tyd of nie tyd was nie en toe het julle nou in 'n wedstryd hier gespeel en ek kan nou versigtig wees want ek wil nie sê dis 'n voorwedstryd nie want vroue rugby is nie 'n voorwedstryd. Ek het vir Leila ek het gesels ook dis vir my baie sleg dat ons nog nie daai mindshift gemaak het in SA rugby dat ons die stadions vol maak. Vrouens, mans, dit is ons land wat verteenwoordig word en jy het in hierdie toets kom speel teen Spanje met die dag wat die vliegtyg van die All Blacks was nou in die wedstryd na julle gewees. Julle was die hoofgame. Hulle het na die tyd gespeel met die vliegtyg. Nee, dit was eintlik 'n rukkie terug. Dit was 2022 dink ek. Ekskuus. Wat ons teen hulle gespeel het, maar daar was ook 'n vliegtyg. Daar was darm nie, die vliegtyg was op tyd gewees daardie jaar. En ja, ons het vir Spanje gewen en ek kan nie soveel sê van die mans teen die All Blacks nie. So dit was 'n ongelooflike herinnering. Daar's verskriklik baie geskiedenis in hierdie stadion en ek moet vir jou sê as jy op daardie veld loop, kan jy dit voel. Dis 'n spesiale gevoel, dis iets anders. Dit's 'n holy ground. Daar's so baie ons het nou vroeër gepraat, daar's 'n vroeër jaar te op Ellis Park het hulle daai 'n kol gemaak daarso waar Joel Stransky hom nou oorgesit het en ek meen ons het die World Cup van hier af gewen. Hoe fenomenaal is dit? En as 'n ou net sit en dink laas jaar met die boktoets ook, ek meen elke hoekie en kant van hierdie plek was toegepak en dit daar's soveel legends wat al op hierdie velde gehardloop het. Jonah Lomo hoe geëerd is 'n mens as jy die kans kry om op hierdie pragtige plek te kan Nee, dis ongelooflik. Jy vat die geskiedenis saam jou op die veld. Ek dink dis wat spesiaal is van sport. Dit word nie agtergelaat nie. Dit sal vir altyd deel wees van die persoon of die mens, die volgende mens wat op hierdie veld trap en die volgende keer wat jy dalk 'n vrouespan of die Springbokspan speel, gaan dit ook dalk elke liewe hoekie van hierdie stadion vol wees en dis iets om na uit te sien en dis ongelooflik van sport. Dis iets wat niks anders in die wêreld kan regkry nie. Jou toetse wat jy gespeel het in jou 16, was daar 'n paar wat highlights is en 'n paar lows in die proses? Ek dink lows is altyd 'n verloor. Ek hou verskriklik baie van wen. In alles in die lewe, niks is net vir fun nie. Alles is vir wen. Kaartspeletjies, enigiets is vir wen. So die verlore was definitief bietjie taaf geweest. Maar mens leer ook daaruit en ons ook oomblikke van daardie verlore wat jy saam met jou neem. Ek het voordat ek my eerste toets gespeel het ek teen die Barbarians op Twickenham gespeel. Jo. Wat verskriklik spesiaal was. Daar was daardie tyd 'n rekord gebreek met ek dink 29000 mense wat gekyk het en ek meen daardie stadion dra net so baie geskiedenis saam met hom. So nee, daar's definitief goeie punte, slegte punte, maar dit alles het my geskep in wat ek is en dis alles dinge wat ek gaan onthou en ek hoop eendag as ek sit en met my kleinkinders of met my vriendinne gesels, is dit alles, die goed en die sleg is alles wat mens moet onthou. Mens moet al hierdie goed treasure en ek dink dit is ek dink 'n mens moet ook besef dat jou rugbyloopbaan het ook net so vinnige hy net so lang lyn. En ek meen jy het dit nou self beleef. Jy was by die Daisies gewees en jy het 'n vreeslike teleurstelling gehad toe jy daar nie gekies is nie en toe jou bronchitis en dit het jou uit die bokspan uitgehaal. Ja, ag dit is moeilik. Ek dink in sport en in lewe is daar maar dinge wat gebeur wat buite jou beheer is, maar soos ek sê wat jy ook gaan vorm en daar's dalk nog baie seer daaroor en ek dink dit was 2 dae na ons die tweede championship gewen het. So ek was nog heeltemal hier op 'n high en so en ek dink ag mens moet maar net leer daaruit en mens moet maar net vertrou in God en God se plan. In daardie oomblik is dit baie moeilik en tot vandag toe is dit maar moeilik en dit is maar 'n seer punt, maar ek dink solank as wat jy vertrou in God se plan, kan jy rustigheid vind in God se plan. So
in die hele proses is 'n ou nou, dis 'n maklik, it's easy to praise God in the good, maar wanneer dit swaar gaan en daai wat jy die teleurstelling en dan is dit baie moeilik en veral wat jy nou wat nou rustig is en sê maar ek los dit in die Here se wil, dan is dit nogal moeilik om te bly glo dat dit is die regte pad. Nee, ek dink dis wat ons Christene so laat struggle amper wil ek sê, want jy moet deur dit kan gaan en as mense dan vir jou vra, ja, maar waar is jou God? Nou moet jy kan sê, nee, hy is nog steeds in hierdie saam met my. Dis die ding van God is, jy gaan dalk deur iets en mense vra, ja, maar hoekom sal jou God jou deur dit laat gaan? Maar jy gaan nie deur dit alleen nie. Ja. En ek dink, die tydperk was vir my verskriklik taaf geweest. Ek kan nie jok nie, dit was regtig 'n ongelooflike swaar 4 maande of 3 maande. En al wat ek net vir myself sê is, ek kan nie soveel mense encourage het om te vertrou in God en te glo in God se plan, maar nou dat ek deur dit gaan, nou wil ek hartseer wees of nie vertrou nie of bekommerd wees of stres. Maar as ek uitgaan in die wêreld wil ek vir soveel mense encourage, nee, maar vertrou net in God. So practice what you preach, I guess. En ek dink die beste manier hoe ek dit self kon leer en dalk meer lesse leer wat ek hopelik aan mense kan oordra, is om self deur so iets te gaan. En as jy nou eintlik mooi gaan sit en dink, jy het eintlik 'n reuse verantwoordelikheid, want jy weet, hier kom mense in die stadion in en hulle kom kyk vir jou en jy word amper 'n superhero op jou eie manier daarso. So ek dink die normale mens dink daai speler wat op die veld is, maak nie foute nie. Daai speler wat daar is, kry nie depressie nie. Daai ou wat daar is, kry nie regtig, hy kry seer, maar hy's vinnig weer terug op die veld. Ek dink daar's baie glimpse in rugby wat mense nie eintlik sien nie. En as jy daar afstap, ek het al baie gesien en sien jy hoe die skoppers dan mis daai laaste skop wat die crucial ding was, is ons deur of het ons die final gewen? En daai ou is destroyed. En hy moet homself weer gaan optel daar agter en dis tough en jy's in daai selfde situasie eintlik maar op 'n manier gewees. Nee, beslis. Ek sê altyd daar's 'n mens agter die speler. Of wanneer jy daardie try uittrek, is dit 'n mens. Dis nie 'n robot nie en dis nie 'n superheld nie, soveel as wat jy dit wil glo. Daar's dinge wat gebeur buite die 80 minute. Daar's dinge wat gebeur by die huis, daar's dinge wat gebeur in jou familie. En mense sien nie dit nie. Hulle sien nie persoon wat uitdraf vir 80 minute. En partykeer is dit iets wat ons so wil hê. Ons wil hê jy moet net dink ons is so taaf en ons is resilient en ons is 'n superhuman. Maar daar is werklik mense wat binne in daai try inklim en ek dink in 'n manier is dit vir daardie 80 minute escape ons ook. Ons vergeet ook van dinge wat by die huis gebeur. Ons vergeet ook van iets wat ons hartseer maak of hoe ons voel, want vir 80 minute doen ons waarvoor ons lief is en waarvoor die Here vir ons talent gegee het. So ek dink in 'n manier glo die mense ons is net daai 80 minute, maar is ook baie keer vir ons goed om te glo ons is net daai 80 minute. Is daar baie demands op julle by die vroue rugby, want baie van daai vrouens wat daar hardloop is al mamas, is al jy word swanger, daar's baie challenges wat natuurlik nou nie in die mans game is nie. Hoe adapt die ouens, hoe adapt die girls met dit? Is dit 'n baie groot ding? Dit is ongelooflik. Dit is iets wat my lief gemaak het vir vroue rugby. Vir vroue rugby is die feit dat 'n vrou is 'n holistiek mens. Sy's 'n vrou vir haar man. Sy is die skoonmaker by die huis. Sy is 'n mamma. Sy is 'n dogter. 'n vrou is soveel goed in die wêreld en nou om nog rugby speler ook in daardie bal te add is ongelooflik. En ek dink baie mense is so lief vir ons manspan want hulle ken die stories agter die spelers. Hulle het al meer in diepte geleer oor wie hierdie spelers is as hulle huis toe gaan of waardeur hierdie speler al is tot waar hulle vandag gekom het. En ek dink ons land sal absoluut verlief wees op ons vrouespan as hulle daardie behind the scenes kan kry, as hulle daardie stories kan hoor oor die mammas wie se kind na 'n wedstryd in ons sirkel inkom en jy kan nie sê nee of keer. Verstaan, daardie mammas wie hulle kind vir 2 maande by die huis by ouma moet los en elke aand moet video call. Die kind kan nog nie eens verstaan wat video call is nie, maar sy sien daar 'n mamma se gesig. Die mammas wat moet oefen tot 8:00 die aand en dan huis toe gaan kos maak en gaan mamma speel, gaan huiswerk doen, net om weer die volgende oggend op te staan en te gaan werk, want
Want ons is nog nie daar wat ons nie kan werk nie, wat ons net kan rugby nie. Gaan werk toe gaan, 6 uur gaan oefen, 8 uur by die huis kom, voer, mamma speel, huiswerk, alles oor en oor. Daar's ongelooflike stories in die vroue game. En ja, ek dink Suid-Afrika mis uit op iets ongelooflik, die feit dat hulle nie hierdie stories ken nie. Ja, en as jy vat op hierdie stadium, ek dink Australië het dit nou met die 7's het hulle baie goed reg gekry met hulle. In Nieu-Seeland is dieselfde. Ek meen hulle daai meisies is gebrand al vandag. Hulle is al superheroes. Ek dink wat ons kort van my opinie af vir vroue rugby is heroes. Ons het nodig dat 'n vroue koalisie beweeg of 'n vroue Dwayne Vermeulen of 'n vroue en dit gaan kom. Ek dink die tyd gaan kom op daai. Ja. Dis net 'n mate van tyd, maar ons moet begin. Ek staan vandag regop en ek sê asseblief dat ons hierdie vrouens begin regop kry. Absoluut. En al wat dit nodig het, dit gaan nie eers meer oor geld nie. Ek dink dis publisiteit. Jy het nodig dat die mense daar buite die persoonlikheid van hierdie persoon ken. Verstaan, jy op die veld skram sy en sy is taaf, maar as sy afkom is sy die grootste jokester en sy is die grootste triekster in die span. En sy maak almal lag. En sy is die een waar jy moenie jou foon neersit nie, want as jy hom nou gaan optel is daar video's en foto's op jou foon, of jy kan nie by jou hotelkamer inkom nie, want sy gaan dalk uit die kas uitspring en jou skrik maak. Ja. Dis daardie persoonlikhede wat die wêreld mis en wat ons nie geld verkort nie, ons kort net intentionaliteit. Kyk in op die vroue, leer hulle ken, leer hulle persoonlikhede ken en dan gaan ons maklike Sia en ons gaan maklike Eben uit vroue rugby uitkry. Ja, en as werklikbaar is daar baie ek dink daar's genoeg Sias en ek wil nie eintlik die Sias nie, ek wil julle name begin noem. Ek meen vat Libby, ek meen daai girl Joel. Ek meen sy's regtig 'n wonderlike speler. Die dinamika onder die girls, kyk, die meisies oor die algemeen is maar moeilik as die manne by die huis is. Hoe werk dit met die girls? Is daar baie politiek of is die girls nice met mekaar of is daar bietjie katterigheid ook maar so tussendeur? Nee, kyk, ek dink dit was wat my finaal en al laat besluit het ek gaan in rugby bly is die environment wil ek sê, die omgewing, hoe hulle mekaar hanteer, hoe dit is, dat daar nie drama is nie en ek dink die geaardheid van die sport laat dit toe dat daar nie drama van die veld af is nie. Op die veld sort ons mekaar en die ander span uit en as ons afloop is daar's nie tyd vir drama nie, daar's nie nodig vir drama nie. So dis definitief hoekom ek so lief geword het vir rugby. Jy word werklik 'n familie. Jy spandeer so baie tyd saam en jy leer mekaar so goed ken en jy word so lief vir mekaar. Maar wat is dit wat rugby aan 'n mens doen? Want die kameraadskap of jy nou van 'n onder 9 spannetjie praat en of jy nou van 'n D-span praat in club level of 5de span of jy kom na die vroue rugby toe, woep, betrek alles so bymekaar. Wat is dit? Wat sal jy dit sê? Want obviously het jy die liefde gekry toe jy dit nou gesien het en dit ervaar het, sê maar dis wat I need. Ja. Dis 'n tawwe vraag, maar ek dink vir my persoonlik is dit daardie 80 minute wat jy jou hart en siel vir 14 ander mense gee en jy los alles op die veld en jy tel mekaar se swakpunte op en jy help mekaar. En dit draai jy van die veld af. Wanneer ons afstap, kan ons emosioneel ook daar wees vir mekaar en mekaar help. En na 80 minute kan ons so sit en lag oor wat op die veld gebeur het. Wen of verloor, daar is verskriklike snaakse goed wat gebeur in daardie 80 minute. Daar is oomblikke wat jy vir altyd gaan onthou, wat jy foute maak en iemand anders lag vir jou, of wat jy ietsie sê vir iemand anders en iemand anders lag vir jou. Daar's oomblikke in rugby wat dit so spesiaal maak. Vir 80 minute probeer jy taaf wees, maar dit is onmoontlik om vir 80 minute taaf te wees. Iewers slip ietsie deur die cracks en daai is die oomblikke. Dit is wat mens na aan mekaar trek en wat mens lief maak vir mekaar, want volgende keer gaan ek vir jou lag wanneer dit met jou gebeur. Ja. En ek dink net dis regtig, jy word 'n familie. Ek dink omdat dis 'n battle, dis regtig 'n geveg. Vir 80 minute is dit 'n geveg vir jou lewe amper kan ek sê. Jy kan nie terugstaan nie, jy kan nie 'n swakkeling wees nie. Jy veg vir jou lewe kan ek amper sê. En ek dink dis wat mens connect. Ek en jy het nou saam geveg teen hierdie span en outomaties is ons baie naby aan mekaar nou. En weet jy wat die amazing is met die stories om dit is ek onthou 'n klompie jare terug, klompie jare toe ek nog gespeel het.
'n situasie gebeur en ons kry 'n bal, maar ons is ver voor en wedstryd is in ons sakkie. En kyk, ons Franties, ons kry nie regtig 3 nie. Ons het kry baie min 3. Ons krammies ook. En hulle paas en ons het letterlik 'n oop doellyn, maar letterlik so van die kwartgebied af. Yes. Dis soos in koekies, vang die bal, en gaan sit hom daar agter neer. En ek is soos, gee die bal. En ek kry die bal, paas mooi in my hande, en ek draf, en 3 tree verder vir een of ander miraculous lede kom Casper 'n ghost baby verby of iemand, en hy tap die bal, en ek stumble, maar nou is dit nie net 'n drop nie, jy probeer dit nog red. Niemand om my nie. En kyk, dit was the talk of the town vir weke, en almal het soos in allerhande grappies, pas op hier, maar amazing hoe dit is. Maar 'n week of 3 later, dan nok 'n oue ding met 'n oop try-line, of hy gly op 'n ding, of en dis rugby vir my. Ek dink die liefde vir my om rugby is, en wat vir my lekker is, ek kan vandag as 'n man rugby speler langs jou sit as 'n vrou rugby speler, and we talk the same talk, and how amazing is that? It is magic om dit by mekaar te sit. Kom ons gaan so 'n bietjie terug. Ma en pa, solid in jou lewe. Ons het so in die begin getouch daaraan. Wonderlike mense. En dan 'n klomp boeties en sissies. Vertel my bietjie van hulle almal daar so by die huis. Ja, nee. Kyk, my ma is 'n eystervrou. As jy die definisie in die woordeboek gaan soek, gaan jy 'n foto van haar kry. Sy's ongelooflik. Hulle het ons ongelooflik goed groot gemaak. Ma Colinda, nee. Ma Colinda en pa Martin, ja. Hulle het ons ongelooflik goed groot gemaak, en ek dink as ek kyk na die ouers van vandag, het hulle iets reg gekry wat min mense nou kan regkry. En ek meen, met 6 kinders het hulle teruggetree en gesê, lewe jou lewe en maak jou keuses. As jy foute maak, gaan ons jou daar uithelp, maar leer uit jou foute uit. Ons was nooit gesê, jy moet nou voor die boeke gaan sit en vir 5 ure leer voor jy jou telefoon mag kry, of so iets nie. Hulle het net geglo dat hulle verantwoordelike kinders grootmaak, en as ons goeie punte wil hê, gaan ons leer. As ons goed wil wees in sport, gaan ons hard oefen. So hulle het ons regtig met 'n baie oop kop groot gemaak, en jy kan dit sien in al my broers en susters ons het ons eie keuses gemaak, en ons moes betaal as die verkeerde keuses gemaak word. En ons het die verkeerde keuses gemaak, maar ons het werklik geleer daaruit, en ons is almal sportpersone. My ma het al, ek dink 21 komrits gehardloop na mekaar. Genade. So my sussie hardloop, my oom, my tannie, almal hardloop dalk weg van hulle probleme af, ek weet nie. Maar ons is 'n sportfamilie, en ja, dis deel van wie ons is. Is daar dalk op die bucket list 'n Comrades vir die Springbok meisie hierso? Glad nie. My familie is mal genoeg. Hulle doen dit vir my part. Ek sal elke jaar saamgaan om hulle te ondersteun, om alles te doen wat ek moet doen om nie te hardloop nie. Ek dink ek het uit hulle foute uitgeleer, want hulle is almal verslaaf aan hardloop. Hulle kan nie 'n dag gaan sonder om te hardloop nie. Maar jy hardloop ook, maar jy hardloop met 'n bal in jou hand. Ja, maar die bal trek my aandag af van hoe moeg ek is, verstaan jy? As ek net moet draf en daar's niks wat my besig hou nie, nee, ek kan nie myself insien om dit aan myself te doen nie. En jy is baie gelowig ook. Jy het 'n baie mooi, ek gaan dit laat jy dit liewer vir my sê. Jy het 'n pragtige ding vir my geskryf. Oor die Here en hoe jy voel oor, dit is jou motto in die lewe. Give it to us. Nee, soos ek weer gesê het, toe jy vra oor 'n terugslag of so in my lewe, het ek vir jou verduidelik wat het al gebeur. En ek het net gesê, ek bid maar net elke dag dat God my op die regte plekke sit, om die regte dinge te doen, en om sy wil aan te help, en 'n doel wat hy vir my lewe het, uit te voer. Maar ek glo God sit jou in die regte plekke, op die regte tyd. En ja, dis maar iets wat ek maar net saam met myself dra, en wat ek maar net bid vir genade elke dag, dat ek dit kan uitvoer en uitleef. Absoluut stunning. Absoluut stunning. Jy is nou by die leeu's. Jy het nou hier is nou huis. Julle gaan nou die dinge aanvaar. Ek sal graag wil sien dat vroue rugby, en ek hoop regtig, want dit is die vinnigste groeiende sport in die wêreld, en ek sal graag wil sien dat die struktuur heeltemal verander, waar op hierdie stadium is dit net die daisies wat eintlik professioneel is, maar dat al hierdie spanne kan werklik waar opstaan en ordentlik salarisse verdien, soos jy het vroeër gesê het. En ek dink as daar meer van die Rwandis daar buite is, dan gaan ons
dan gaan ons dit reg kry. Daar's julle stunning girls en julle doen baie werk op hierdie rugby vlak. En ek dink 'n ding wat definitief moet gebeur is die jonges daar's baie jong meisies wat na hierdie program ewen gaan kyk en sê maar ek kan ook 'n Springbok word. Hoe amazing is dit? Nee, ek dink ons het die inkoop van almal nodig, van borge tot ma's en pa's tot howe van skole. Ek dink dit gaan 'n hele nasie vat om seker te maak dat hierdie ding ontplof soos dit in ander lande al reeds doen. En ek dink ons kan kyk na ander lande en sê, luister, dit werk daar. Hoekom gaan dit nie in Suid-Afrika werk nie? Rugby is in ons bloed, rugby is in ons DNA, rugby is wat ons saam met mekaar bring, wat ons nasie saambring. Waarom kan ons nie dames ook die geleentheid gun om dit te kan doen vir ons vrouens in ons land nie? Jy hoef nie eens rugby te speel of van rugby te hou nie. Ek dink daar's baie wat jy kan leer uit vroue rugby uit. Ek dink daar's baie sterk vrouens en baie independent vrouens in rugby wat die vrouens van hierdie land kan motiveer. Selfs al wil hulle nie rugby speel nie, hulle kan inkyk en motivering trek van dit af, maar ons het definitief die inkoop van 'n land nodig. Ouers wat sê, ja, my klein fietjie kan gaan rugby speel. Daar is 15 posisies om van te kies. En ek dink wat rugby ongelooflik maak is, daar's 'n plekkie vir almal. Of jy vinnig is en of jy stadig is, daar's 'n plekkie vir jou. Of jy maar is en of jy bietjie groter is, daar is 'n plek vir jou. En as jy klein is daar tot 'n plek vir jou. Jy gaan 'n plek daar vind en buite rugby gaan jy 'n nuwe familie vind. Dis werklik wat vroue rugby vir my geleer het dis 'n familie wat jy skep. Dis ongelooflik. So ja, ons het die inkoop van almal nodig. Ons het nodig dat almal hulle vooropgestelde idees agterlaat en 'n kans vat. Want dit is 'n kans, dit is 'n groot kans wat vat, maar ek dink ander lande het ons bewys is worth it. En ek dink een van die vrese, en as ek dit vandag net sit en dink, vroue rugby se vrees is presies my klein fietjie gaan seer kry, is dat daar is strukture en daar's baie maniere om die sport te kom geniet. Ek en jy nou van off-air gepraat daarvan daar is maniere, miskien moet mense touch rugby league hê, dat hulle kan voel hoe is dit, dat hulle kan deel word van dit, en dan outomaties is maar soos om klein, ek het dit by die laerskole afrig, is om daai klein seentjie te sê, hy kom ook maar met 'n vrees soos wat jy daar opdag, en jy moet hom ook van daar af sê, okay, maar kom voel net hier, en dan as hy die eerste keer getackle word, dan skrik hy homself mors dood, en as hy self moet tackle, dan besluit hy nog 3 keer voor hy tackle, maar as hy eers dit gedoen het, dan besef jy, maar ek het ook adrenaline in my, ek kan ook speel, en ek is ook maar net, jy word ook maar opgematch met hierdie goed, so ek hoop dat die mense kan dit daar buite kry, want ek dink ons sit met die talent om nommer 1 in die wêreld te wees in vroue rugby ook. Nee, absoluut. Iets wat ons land het wat ander lande nie het nie, is ons het 'n fighting spirit. Ek dink dis in ons gebore, oor ons omstandighede en waardeur ons land al alles is ons fighters van nature. En dit wys op die rugbyveld. Ons vroue rugby is nog baie jonk in ons land, maar jy sal nie so sê as jy sien hoe ons dames speel nie. Ek dink daar's baie groter dinge vir ons om te achieve as vroue rugby spelers, maar soos ek sê, ons het die inkoop van almal nodig en ons het bietjie 'n mind shift nodig, maar ek dink dit is besig om te gebeur, stadig maar seker. Ek dink ek's net oorhaastig. Ons is oorhaastig, maar daar's oral 'n gaatjie, nie eens op die rugbyveld nie, is om 'n ref te word. Vroue refs, ek weet jy kan die 4de empire word, jy kan lynregters word, daar's so baie plek vir dit. So dis wonderlik. Aan die einde van elke program, dan het ek 'n koekblik oomblik, en soos ek altyd sê, die koekblik is vir my daai blikkie wat in ouma se kas daarbo gestaan het, wat niemand kon gaan kry het nie, en jy het nie gewaag om op die eiere te kry, maar dan sê ouma nou sê, gaan haal jy hom nou af, want jy nou hierdie blikbeker, 'n blik wat jy nou probeer oop kry, en ons klein vingertjies het nie die vermoë gehad om die ding vinnig oop te kry nie, en dan as jy hom oop het, dan het jy hierdie magic koekie wat uitkom. Dit maak nie saak hoe lekker hy was of nie, maar ouma het gewoonlik die heel lekkerstes in daai blikkie. Die res het sy sommer hierso in 'n Tupperware vir jou hier voorgelos. En die koekblik oomblik is daai magic. So met my koekblik oomblik reflect ek terug op
die persoon wat hier voor my sit vandag en my koekblik oomblik is absoluut, jy's 'n fantastiese mens. Jy het soveel mooi in jou en almal met wie jy praat wys dit jou bereidwilligheid, hoe jy altyd bereid is om te wil help en jy's bereid om die volgende meisies in plek te sit en dinge te doen. Maar dit maak van jou 'n mooi persoon, maar ek hou van die godvreesendheid wat binne in jou is en die feit dat jy bereid is om jou Here ten enige tye heel eerste te sit. Maak nie saak of jy sport doen en of jy nou in die Leeu se kantore moet sit en of jy op 'n rugbyveld hardloop nie. You always put God first en dit's 'n baie mooi ding en ek wens jou absolute sukses met waar ook al jou rugby in gaan en wat jy ook al gaan doen. Ek dink the world is up there for you. Jy beautiful. Is so mooi. En mag jy absoluut gebless wees. En mag vroue rugby die romanties daar buite kry en mag nog meer meisies jou ontmoet en dat die mens wat jy is vir baie mense net uitleef. Dankie. Baie dankie dat julle al die pad Johannesburg toe gekom het. Ek hoop hierdie het dit die moeite werd gemaak en dankie vir wat jy doen en dat jy vroue toelaat om te sê wat hulle wil sê, wanneer hulle dit wil sê. En ek bid vir jou en ek bid vir hierdie dat dit groter en groter word en dat dit so besig raak dat jy nie weet waar om te vat en waar om te kom. Amen to that. Uit die koekblik, dankie. Baie dankie.